Ons lees die oordenking vir 26 April uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is neem bestek op. Ons teksvers uit 2 Samuel 19 vers 2 sê, so het die oorwinningsdag 'n dag van trane geword, vir al die manskappe, want hulle het gehoor dat die koning bedroef is oor sy seun. Hartseer rimpelwyd. Dit raak nie net die gesin en naby familie nie. Mense op die periferie word aangegryp en tot stilstand geruk. Die dood dwing 'n mens om bestek op te neem. Jy begin die koring van die kaf skei. Voordat die koringkorrels gemaal of gebraai kon word, moes die boere in Dawid se tyd die koring in die lug opgooi, sodat die wind die kaf en fyn stukkies blare kon wegwaai. Die kosbare koring het dan op die dorpsvloer agtergebly. Wanneer daar iets ingrypend soos die dood verbykom, is dit nodig om na die dorpsvloer te gaan en die koring en kaf van mekaar te skei. Jy vra jouself, wat is regtig belangrik? Die najaag van bekendheid en erkenning, of eer en prestasie en gewildheid? Wanneer ek opreg eerlik in my soeke is, word die noodsaaklike, standhoudende dinge al hoe duideliker. Die oënskynlik belangrike en vir my onontbeerlike dinge word deur die wind weggewaai. Uiteindelik staan ek met net 'n paar koringkorrels in die palm van my hand. My verhouding met my man, my vrou, my kinders of my ouers en my kollegas, my bure en my kerkgemeenskap. Mense wat my sorg en liefde nodig het. Kortom, my verhouding met my medemens. En Christus, my Here, die krag wat al my verhoudinge bymekaar hou. Here, dankie dat U ook ander se swaar kry gebruik om my te help besef wat belangrik is. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.